Goeiedag, ek hoop het gaan goed met julle. Ek het so 'n vinnige opnametjie wat ek vandag wil maak, net so 'n paar advertensies uitgooi en julle net meedeel dat ons vir die volgende 2-3 weke nie 'n podcast gaan opneem nie, oor die uitsluitlike rede omdat ons by ons gemeente besig is met 'n reeks bevryding en genesing. Wat ek gewoonlik oor naweke op kampe gedoen het, gaan ons nou oor die volgende 3 weke woensdae aande hier by die gemeente doen, en Dylan sal vir ons na die opneem van hierdie videoetjie dit in die comments sit, nee Dylan, en hallo Dylan, hallo Amber, dis lekker om julle te hê, dankie vir die voorbereiding en ons watertjies en alles wat hier so is. So ons is baie opgewonde oor hierdie reeks wat voorlê, en dan gaan ons vir julle uitsaai. Dit sal op ons Siloam YouTube kanaal wees, en julle kan die link net volg, of net gaan soek onder Siloam. Jy sal sien, daar is baie Siloam gemeentes, 3 waarvan ek weet, een in Namibia en 2 in die Oosrand. Maar ons is die enige in die Wesrand, hier in Carletonville, en julle kan dit volg, julle kan ons preke daar volg, wat Tinus en ek en Jonathan preek. Dylan, daar het ons 1 of 2 afkondigingetjies wat ons wil maak daarso, voordat ons in die laaste en daai wil ek sal hom, kom ons doen hom eers. Ja, hier is ons bevryding en genesing reeks. Hy begin nou vanaand natuurlik Woensdag die 11de, dan Woensdag die 18de en die 25ste Maart net vir die kwartaal klaarmaak. Ek weet daai Vrydag sluit die skole. En die skrif wat die Here op my hart gelê het vir bevryding en genesing. Ek doen dit nou al baie jare. Groot voorreg dat die Here my gebruik in hierdie bediening is om die Here se kinders dat hulle gesond kan word, hulle die koninkryk kan verstaan. Hoor jy daai mooi skrif wat ons gebruik daar? Matteus, ek gaan vir julle lees hierso, Matteus 12:15 tot 21. Hy sê, toe Jesus dit bemerk en hy daarvan aan weggaan, en groot meniges het hom gevolg, en hy het hulle almal gesond gemaak. Jesus het almal gesond gemaak, en hulle streng bevel gee, dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word, die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Hoor net hoe mooi is dit hier. Kyk, my knegt, wat ek uitverkies het, my geliefde, in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Hoor nou hoe mooi is hierdie, vers 20. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampput wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En vers 21, en op sy naam sal die heidene hoop. Hierdie is aanhaling uit Jesaja 42 vers 1 tot 3, kom ek lees vir julle. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkore, alles hier natuurlik met hoofletters geskryf, ek lees die ou vertaling uit, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampput nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ek het al die jare gesien dat mense regtig 'n geknakte riet is so broos. Mense is so broos, so seer, die wêreld het hulle so seer gemaak dat God nie sal kom en die riet afbreek. En dis wat hy verwag van sy dienaars. Wanneer ons sy mense bedien, moet ons hulle behandel, want hulle is broos, hulle is stikkend, hulle ken nie die waarheid. En die ander skrif wat ek altyd gebruik, Johannes 8:32, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Dit vat my weer na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 toe, wat sê, jy moet elke gedagte gevange neem, en al die skanse, ek wys na my kop toe, opgewerp teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem. Daar is soveel skanse, soveel goed, waarmee jy groot geword het, soveel sieninge wat mense het oor God, maar dit is nie die waarheid dalk nie. Die waarheid sal jy dan hoor, en die waarheid van die woord, en die waarheid wie God is, en sy geliefde seun, sal jou vrymaak. Is dit nie mooi nie? Meeste mense ken nie daai waarheid nie. Meeste bevrydingssessies wat ek doen, hoor mense net die waarheid, en hulle kry klaar bevryding. Hulle kry klaar bevryding. En daai rokende lampput, laat my altyd dink, die Here het eendag vir my 'n beeld gegee. Nou as jy nou 'n lampie vat en net voor sy olie klaar raak, of as jy hierdie gaslampe sien en net voor die gas klaar raak, dan raak hy vlammetjie so blou, dan sê en dis so baie mense se lewens is, en baie Christene, hulle olie is klaar, hulle is op hulle laaste, en dan kom die Here, en hy bring die waarheid, en die bediening met die Heilige Gees, Heilige Gees, hy is so awesome, hy doen die bediening,
en hy maak mense vry, en hy gee mense weer krag, dat daai rokende lampet, daai ou vonkie hoop, ek sien ek het daar die Nuwe Lewende Vertaling ook sê, hoor jy wat sê hy sal die wat reeds geknak is, nie nog verder verbrysel nie, en die vonkie hoop wat nog oorgebly het, sal hy nie uitblus nie. Weet jy daar, baie keer in die kerk vandag en daar buite, sal die mense kry, hulle bring die evangelie net so vir mense, sê, blaas die bietjie hoop uit, hard, en dis nie wat ek lees van Jesus nie. Dis wat ek, dan hoor ek net weer mense sê, ja, maar dis nie sy regte naam nie, sy naam is Yeshua. Luister gou hierso, lang terug, toe ek ook so radikaal was in baie van my sieninge, het ek ook eendag, hier is 'n oom gewees hier in Carletonville, hy is nou al oorlede en hy was by die Gideons, en ek het vir hom gesê, hoorie oom, ek is baie lief vir die Gideons, maar ek het net een probleem met die Gideons, en hy sê vir my, JC, wat is dit? En ek sê, dis jou Bybelvertaling. En hy wat sê die oom vir my, dis daai Gideons, hulle kan jou vinnig terug antwoord. Hy sê vir my, JC, as daai klein moslim dogtertjie daai Bybeltjie vashou, is daai Bybeltjie nie 'n 83 vertaling of 'n 33 vertaling nie, daai Bybeltjie is Jesus. So, ek gaan nie mense se lampies uitblaas en 'n riete breek nie. Die Here het vir ons, hy het nie eers so gewerk nie, hy was wel so met 'n paar mense wat in hoogmoed en trots gelei het, soos die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, hy het hulle uitgesorteer vir hulle, toe hulle daar in die tempel was, en het hy vir hulle 'n sweep gevleg, en het hulle uitgesorteer. Maar vir die stikkende, siek en seer mense, sal God baie sagkens bedien. En dis waaroor hierdie 3 weke gaan, ons gaan die waarheid leer, die waarheid gaan ons vrymaak, ons gaan leer hoe die vyand vandag werk, en is sy rug gebreek by die kruis, wat het al daai tipe goed, hoe doen 'n mens bevryding, so skakel gerus in, hou ons dop, dit gaan so awesome reeks wees, ek sien baie uit daarna, so ek hoop almal sien baie uit daarna. So Dylan, wat is die volgende enetjie wat ons daar het? Daar sê ons reis na Turkye, ek het gehoor daar's 4 plekke oop, daar's net 4, vat daai 4 plekke, moenie bekommerd wees oor die oorlog aan die ander kant nie, soos Jackie van die Joy Magazine gesê het, ons is baie nader aan Europa, as wat ons in daai oorlog getuistere gedeeltes is, maar rarig, het gaan 'n baie lekker toer wees, ek het al 'n paar Israel toere saam met Tinus hulle gedoen, in Joy Magazine, wat ons in Israel ingegaan het, uit Israel uitgekom het, ons nie eens geweet van die oorlog nie, so, kom rarig, daar's 'n paar plekkies oop, kom geniet dit saam met ons, ek en Tinus is lekker, ons vertel stories, mense, julle gaan dit so geniet, ons gaan so lekker saam kuier daarso, kom geniet dit saam met ons. Dankie Dylan, dan is dit natuurlik ons Blossom and Bloom, ek sien die, is die 28ste Maart, en wanneer maak hy toe die inskrywings? Die 22ste Maart, so daar is daar nog plekke, julle kan nog inskryf daar, kontak vir Adel daar, as haar telefoonnommer, dit gaan 'n lieflike oggend wees, Enrico en Anja kom my naweek vir ons kuier, Enrico en Anja doen vir ons die diens die Sondag, en Anja hardloop vir ons daai dag by Blossom and Bloom, hoe lekker gaan dit nie wees nie. Die volgende is ons mannegroep, hierso by Siloam, kom skakel gerus in, Vrydag oggend 4:15, eerste lig, dit raak nou winter, hier in Carletonville is dit bitterkoud, maar weet jy wat, hier is lekker warm geselskap, en warm koffie, en lekker beskuit, dan kan ons lekker kuier saam as manne daarso, hoe lekker is dit nie? Ja Dylan? Yes, Amber, jy sal nie weet waarvan ons nou praat nie, maar dis regtig baie lekker. En natuurlik ons vroue Bybelstudiegroep, dis net so lekker. Julle kan ook sien, ons neem nou die vroue Bybelstudiegroep se teachings op nou. Ja, die eerste 3 of 4 sal nou natuurlik audio wees, ons het dit nou nie met video opgeneem nie, maar van laasweek af het ons dit op die Siloam groep, kan jy dit sien, ons doen die boek van Jakobus, vers vir vers, werk ons die boek van Jakobus, en ons kuier lekker saam, die dames kuier lekker saam voor die tyd, en dit is so lekker as jy die tyd het, om op 'n Vrydagoggend van 9:30 tot 11:00, hang af natuurlik af hoe lank hulle kuier, partykeer kuier hulle so lank, dat hy bietjie oor 11 moet gaan partykeer, maar dit is baie lekker, kom leer saam met ons, daar sê, dis ons advertensies, dis wat aangaan hier by Siloam, hierdie naweek natuurlik ons dienste, en hierdie lekker reeks wat ons gaan doen, hou die Warrior Bride groep dop, dalk is daar 'n onverwagste podcastjie wat opkom, maar ons sal 'n short stuur van hom, ek hou aan sê podcast, ek hou nie van die woord pot gooi nie,
Ek is pro-Afrikaans, ek is baie lief vir Afrikaans, maar daar's net sekere woorde wat ek nou liefs nooit sal gebruik. En potgooi, nee, is een van hulle. Ek gaan nie die woord potgooi gebruik nie. Dit's wel 'n podcast, daar's net seker goed wat beter klink in Engels. Onthou, Johannes 8:32, jy sal die waarheid ken, die waarheid maak jou vry. Dis hoekom ons so op die skrif is, vers vir vers deur die skrif te gaan, want dis die waarheid wat jy ken, wat jou vry maak. Die waarheid wat jy nie ken nie, gebruik jy vyand teen jou, en jy kan daarvan leer en dit sien in hierdie volgende 3 weke, hoe ek dan nou bevryding gaan verduidelik, en hoe ons bevryding doen by hierdie gemeente, en hoe ek deur die jare bevryding doen. So, dis regtig 'n baie groot voorreg, dat die Heilige Gees, ons trooster, ons kom leer. Hy sê in Johannes 14, 15 en 16, hy sal ons alles leer, hy sal ons alles leer van die verlede, hy sal ons nou help, en in hoofstuk 16 sê, hy sal ons ook alles van die toekoms leer. Hoe wonderlik is dit nie? Heilige Gees, ons beste vriend, ons trooster, ons bemoediger. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom kan ons nie bevryding doen nie. So het my so hartseer is daar buitekant, dat baie mense gaan doen bevryding op hulle kennis. En weet jy wat? Ek hoor nou die dag het iemand 'n boek geskryf of iets gesê in 'n boek wat hy gesê het, wat die Heilige Gees vir hom gesê het, gee my 'n werk asseblief. Kom ons gee die Heilige Gees dit, dat hy die bevryding doen. Hy is Jesus, hy is in ons, hy is ons God, en hy wil mense vrymaak. Ja, natuurlik moet hy my en jou gebruik om by die mense uit te kom. Ek en jy moet vir hulle die waarheid bring. Ek en jy moet die waarheid leer. Ek en jy moet sorg, Jakobus 4 vers 7, dat ek en jy geonderwerp is aan God. En dan kan ons saam die duiwel weerstaan, en hy sal van ons al wegvlug. Die vyand vlug net vir een ding, en dis die waarheid. Hy vlug vir die waarheid. En as jy jouself gaan onderwerp aan die waarheid, dan is jy op die regte plek. Dan is jy onder die vlerke van die Allerhoogste. Onthou jy Psalm 91? Dan is jy onder die vlerke van die Allerhoogste. Ek maak altyd die grappie, as ek daar in Potch verby die een kuierplek ry, amper sê ek die plek se naam wat ek nou nie meer doen nie. Dan staan daar, een aand staan daar so Land Cruiser bakkie daar buitekant, en dan staan daar op die Land Cruiser bakkie 'n stickertjie geplak. Hierdie bakkie word beskerm deur Psalm 91. Nou ja, my boetie, my sussie, Psalm 91 skop in, wanneer jy geonderwerp is aan die woord van God, wanneer jy onder die vlerke van die Allerhoogste is, veilig by jou Here. As jy vrees vat, Here vergewe my, ek vat vrees, en ek onderwerp my aan die woord van God, want hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Maar ek gaan nie verder praat nie, anders gee ek nou my hele volgende 3 weke se preke weg hierso, en hou dit dop, kuier lekker saam met ons, en mag julle 'n geseënde dag hê verder, mag julle 'n geseënde week hê verder, bly in die woord, bly by Jesus, leer van hom. Niemand van ons weet alles nie, die woord sê ons almal ken ten dele, en kom ons vra vir die Here, maak my hart oop, sodat ek by al die ander boeties en sissies van ons in die Here, hulle dele ook kan leer, sodat ek meer kan verstaan, dat meer skanse in my kop afgewerp kan word, teen die volle waarheid en die volle kennis van die woord van God. Hoe awesome is dit nie? Hoe awesome is dit nie? Dankie julle twee, dis 'n kort enetjie hierdie, geniet hom, en maak seker, jy deel met jou vriende, en dat julle ook die reeks dan dophou, dit sal so vroeg as moontlik uitgestuur word na vanaand. Groete en bly geseën. Join the herd, you know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none, and cause a stir as if it were the last one.
curse them into hiding. These thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare con onore per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know